Vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal weer kan saam wees. Nou, ons is vanmôre by ons derde boodskap wat handel oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus, en ons het al soveel wonderlike waarhede geleer uit hierdie gelykenis. Ek het vir u ook gesê dat ek nie vir u alles sê wat ek kan sê oor elke vers wat ons verklaar nie. Die doel is maar net om vir u so kort oorsig te gee oor die gelykenis wat die Here Jesus vertel het, en dan so bietjie wat die omstanders gehoor het terwyl Jesus vir hulle hierdie gelykenis vertel het. Ek het vir u al reeds uitgewys dat hierdie gelykenis gaan nie daaroor dat ryk mense hel toe gaan en arme mense hemel toe gaan nie. Wat dit maar vir ons kom leer is dat hier was twee mense gewees. Al twee hierdie mense het gesterwe, ongeag hulle stand in die samelewing, en daar was twee eindbestemmings gewees. Die een die heerlikheid van die Here, en die ander kant ook die doderyk of die verdoemenis, soos die Bybel dit noem. Nou vanmôre is ons by die derde boodskap, vriende, en ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by daardie gebed wat hierdie ryk man gebid het. En ons gaan so 'n bietjie lees wat hier staan in Lukas 16 vanaf vers 27. En hy sê, en ek bid u Vader om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En die Bybel sê vir ons, Abraham antwoord hom en sê, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Wat vir my baie aangrypend was, vriende, is dat hierdie ryk man tot Vader Abraham gebid het. Nou, miskien was dit die eerste keer in sy lewe dat hy gebid het, en miskien het hy geweet dat God nie sy gebed sal verhoor nie. Daarom bid hy tot Vader Abraham, en hy kom smeek en hy kom pleit eintlik by Abraham om net vir Lazarus na sy broers te stuur, sodat hy sy broers dringend kan waarsku dat hulle nie in hierdie plek van pyniging kom nie. En ek het vir u gesê dat hierdie boodskapies wat ek vir u bring oor hierdie gelykenis ook 'n dringende waarskuwing van my kant na u is, om dan ook u self tot God te bekeer. Maar hier is 'n groot ding wat ek vanmôre vir u wil uitlig, wat baie belangrik is, wat u tog nie moet mis nie. Wat gebeur hier? Hierdie ryk man bid dat Lazarus uit die dode opgewek sal word, om dan aan sy 5 broers 'n dringende waarskuwing te gee. En wat kom antwoord Abraham vir hierdie ryk man? Hy sê vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Met ander woorde, wat Abraham vir hierdie ryk man sê, is hulle die Bybel. Laat hulle die Bybel lees, dan sal hulle genoegsame inligting bekom oor wie God is, hoe heilig God is, hoe hy sonde haat, dat daar 'n ewige eindbestemming is vir die geredde en die ongeredde, dat Jesus die redder is, en dat hulle deur hom gered kan word. En dis asof hierdie ryk man nie hoor nie. Vir 'n tweede maal in vers 30 sê hy, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Hy was so selfverseker dat die dooies wat opgewek word, 'n kragtiger getuienis sal wees as wat die woord van God is. En Abraham help hom weer reg en sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. En ag vriende, hier is die boodskap wat ek vanmôre vir u wil bring. Ons beleef 'n tyd waar geweldig baie mense vir ons sê dat hulle gesterf het, en dat hulle of in die hemel was, of in die hel. En dan skryf hulle 'n 2 of 'n 300 bladsye trefferboek, wat miljoene dollars in, of miljoene rande in, en mense lees hierdie sensasionele opinie van iemand wat kwansys dood was, en hulle gaan aan met hulle lewe, en hulle word in elk geval nie oortuig nie. As u net dink aan die afgelope 20 jaar, was daar seker 50, 60 boeke wat verskyn het van mense wat kwansys dood was, en dan vir 'n uur lank in die hel was, of vir 'n uur lank in die hemel was, of vir 'n dag in die hel, of 'n dag in die hemel was, en nou is hulle deur God teruggestuur om vir ons hierdie boodskappe te kom gee, hierdie ervarings van hulle te kom gee. Ag, en ek moes al van hulle gekorrigeer het wat my gepraat het, dat ek vir hulle moet sê, dit wat jy sê, in die hemel aangaan en in die hel aangaan, maak die Bybel glad nie melding van nie. Inteendeel, dit wat jy sê is 'n weerspreking van wat die woord van God sê. So wat probeer ek vanmôre vir jou sê? As jy gered wil word, het jy nie ander ou se opinie nodig oor wat hy kwansys in die hemel of hel ervaar het om jou te bekeer tot God nie. Jy moet die Bybel lees. Jy sien, die woord van God is 'n betroubare boek. Dis 'n betroubare bron van waarheid. Die hele skrif is deur God ingegee, sê 2 Petrus 1 vers 19 tot 21.
Die Here sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 dat die hele skrif is deur God geïnspireer. Die woord van die Here is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, Hebreërs 4 vers 12. Daarom het u en ek nodig om die Bybel te lees. Ek wil vir jou vanmôre sê dat die Bybel is of die kosbaarste boek in jou huis, of dis die gevaarlikste boek in jou huis. Die kosbaarste boek as jy kind van God is, want dan lees jy die woord en jy leer wie God is. Jy leer hoe genadig en barmhartig en heilig en lieflik en loflik hy is. Maar die gevaarlikste boek aan die ander kant, want as daardie boek in jou huis lê en hy vergader stof, sal God eendag dat daardie boek teen jou getuig, omdat jy dit nie wou lees en nie daarin lewe en vrede en vergifnis ontvang nie. Want u sien, dis vanuit die Bybel dat die Here met ons praat. Ek het so tyd terug hierdie baie besondere lied se woorde raak gelees en ek wil net vir u so ietsie daarvan lees en dan gaan ons hierdie boodskapie saamvat oor die ryk man en Lazarus. Hierdie lied se naam is Te Laat en daar staan iemand sal klop aan die hemelse poort en iemand sal roep as daar niemand meer hoor. Iemand sal bid, maar o wat sal dit baat? Te laat vir ewig te laat. En dit was die ryk man se situasie. Die ryk man bid nie tot God nie, maar hy bid tot Abraham. Hy het nie vertrou in die woord van God nie. Waarom nie? Want hy het nooit die woord van God lyk my gelees nie. En daarom sê hy, ek dink die beste oplossing, Abraham, is stuur vir Lazarus, dat hy uit die dode opstaan en my broers gaan waarsku. Want hy het nie besef dat God se woord lewendig en kragtig is nie. Hierdie man se geroep weer klink tot vandag toe in ons ore. Hierdie gelykenis het Jesus al 2000 jaar terug vertel en u en ek lees nog steeds van die geroep van hierdie ryk man wat sê, Vader Abraham, ek bid u dat u tog iemand sal stuur om my broers te waarsku. En daarom sê die koorgedeelte ook van hierdie lied, kom tog, tyd gaan verby. O my vriend, sê nou dis jy. Haas jou, die tyd gaan verby, gaan nou voort, gaan in by die heerlike poort. Ag vriende, daardie derde vers sê vir ons droewig om daar onbereid heen te gaan, sonder genade voor God te gaan staan. Dan sal jy hoor wat die heiland besleg, gaan weg, vervloektes gaan weg. Daarom wil ek jou vanmôre maan uit hierdie gelykenis van die ryk man en Lazarus, dat u sal besef, die twee manne geleef. Albei het hierdie manne het gesterf, ongeag hulle stand in die samelewing. En albei hierdie manne was by 'n eindbestemming gewees, die een in die heerlikheid van die hemel en die ander een vir ewig verlore. Ek wil by u pleit dat u nie ore te veel sal uitleen vir die leuns wat vandag die ronde doen, dat God se woord nie meer genoegsaam is nie, dat ons nie meer God se woord kan vertrou nie. Die betroubaarheid van die woord is die betroubaarheid van God self. En vriende, die woord van God is deur God vir ons gegee, sodat ons kan leer, dat ons kan hoor, dat ons kan verstaan, dat ons kan bekeer en ons kan klaarmaak om God te ontmoet. Daarom wil ek by jou pleit, dat jy nie aan die einde van jou lewe sal roep en niemand meer sal hoor nie. Dat jy nie sal sterf en besef, God se woord was die waarheid en vir ewig is dit vir my te laat nie. Ek wil by jou pleit dat jy nie jou lewe sal vermors vir die hier en nou nie. Dat jy nie jou lewe sal uitgee vir die sonde en die genietinge van hierdie wêreld wat tog verbygaan nie. Maar dat jy sal besin dat jy en ek 'n ewige siel het. Dat die Bybel sê dis die mens bestem om eenmaal te sterwe. Die Engels sê dit baie mooi. It's appointed unto man to die once and then after judgment. Hierdie woordjie appointment is soos 'n vaste afspraak wat God met ons elkeen gemaak het. Ons kan net daardie afspraak tegemoet gaan as ons vrede by God gevind het deur Jesus Christus, die redder, die verlosser en die saligmaker. Ek vra jou vanmôre, het jy al by daardie plek uitgekom dat jy kan sê, Here, deur genade en deur geloof is ek gered, is ek van my sonde vergewe, is ek vrygespreek van die oordeel van God, van die vloek van God, van die toorn van God. Dank God, deur Christus is ek vry, verseël deur die Heilige Gees, vir tyd en ewigheid, op pad na die hemelse heerlikheid, en nou leef ek. Soos die apostel Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe vir my 'n wins. Mag Heer ons genade gee, mag hy ons wysheid gee, dat ons uit hierdie baie eenvoudige gelykenis, hierdie geweldige groot les sal leer, en dat ons sal bekeer, as ons die Here nog nie ken, en as ons die Here ken, dat ons sal uitgaan en mense dringend sal waarsku, dat daar 'n oordeel is wat voor lê. Mag die Here vir my en jou genade en wysheid gee, en mag hy homself verheerlik ook deur ons getuienis.
Seën vir u groete en 'n mooi dagie verder. Tata.